Laaste episode van ons kort vakansie daar in die Klein Karoo. Ons het die Swartbergpas gedoen, van die Swartbergpas af deur. Ons gaan na Wilge Wandel Holiday Farm. Dit is net so buite Oudtshoorn op pad Kangogrotte toe. Pad terug Kadestorp, die baie lekker plekkie El Nathan. Maak die lekkerste droë vrugte en daar's 'n goeie storie daar agter. Dit was my eerste kennismaking met die Swartbergpas. Die voorreg wat ek gehad het daar was om foto's te kon gaan neem met 'n fietsry event wat daar aangebied was. Ek hou my hoed af vir die man, hè. Hulle het hom aangepak van Oudtshoorn se kant af, oorgegaan na Prins Albert toe, waar hulle geëindig het. Maar dit was 'n sirkelroete van so 50 km wat hulle gedoen het. Ek dink dit moet 'n awesome experience wees om met jou fiets daardeur te ry. En die ouens mag maar. So wat 'n ryding het jy hier nodig om deur te gaan? Noodwendig 'n bakkie nodig, nie? Die padoppervlak is regtig wel baie goed gegee dat dit nou 'n bergpas is. Jy kan nie 'n stootskraper daarin kry om gelyk maak nie. So as jy 'n voertuig het, high clearance, dit sal natuurlik werk, maar daar het 'n paar gewone SUV's, gewone karretjies deurgekom. Die breedte van die pad by sekere segmente moet jy maar 'n bietjie links aftrek. As jy kar van voor af kom, van somewhere afkom, maak maar spasie vir die een vir die ander. Die regtige pas wat jy sommer in die donker gaan aandurf nie. Soos jy kan sien, natuurlik geen ligting. Huidiglik dien dit ook as die enigste toegangsroete tussen Oudtshoorn en Prins Albert, omdat die Meiringspoortpas nog buite aksie is en gaan wees vir nog 'n redelike lang tyd, soos en met my vorige episode vermeld. Maar die is verseker 'n pas wat regtig waar mooi is. Dit is nie 'n ding wat jy sommer net moet deurry nie. Van watter kant af wil jy hom ook gaan aanpak, of dit Prins Albert en of dit nou Oudtshoorn se kant is, either way out. Miskien 'n bietjie intimiderend as dit jou eerste keer is, maar soos enige ander bergpas, as jy die ou rustig vat, koelkop bly, die pas geniet en die views geniet, dan is dit een wat jy verseker kan aanvat. Die Byns familie, hulle was verantwoordelik vir 'n paar bergpasse in Suid-Afrika. So Thomas Byn, hy het die Swartbergpas gebou en sy pa Andrew Geddes Byn, hy het die Bynskloofpas gebou.
Chicken as Of well? course, of course. Woo! Say woo! Clap hands, clap hands. Wilgewandel Holiday Farm. Ja, as jy nou Kangogrotte toe gegaan het, moes jy hierdie plek verby gery het en ek glo jy sou gestop het. Veral as jy kinders het. Ek dink deesdae gaan dit nie net vir die kinders wat daar wil gaan stop nie, die groot mense. Dis nou 'n baie interessant en lekker plekkie. Soos ek sê, as jy nog nie daar gestop het nie, dit is die moeite werd. 'n Lekker pitstop. Ja, van kameelry tot amper sê bungee, zipline oor die water. Klomp diere vir die kinders, en dan baie lekker restaurant, ons het regtig baie lekker geëet, ons het sommer 'n ontbytjie daar deurgewerk, wat lekker groot was, en redelik goedkoop. Ons kla so altyd dat ons plaaslike plekke duur is, hier kuiter hulle regtig waar vir almal, reg rondom in terme van die prysklas, alhoewel hierdie plek baie gesog is deur die toeriste wat daar kom stop, sê ek weer eens, dis nou 'n plek wat vir die plaaslike gemeenskap ook ondersteun in terme van hulle pryse. Een ding wat ons hier agtergekom het in die Klein Karoo, die mense is nogals redelik Ek kan nie onthou hoe laat was ons. mal oor hulle roosterkoeke. Al die plekke deesdae waar jy stop, is daar roosterkoeke. En hierdie vroukie het vir ons verduidelik hoe sy hare sin maak. Kilo. Dat hang af. O, hang nou af hoe julle hom nou wil gaan Ja. gaan deurgooi. Ja. Okay. Soos net kookmeel en water. En jou yeast. En jou yeast, dis miskien wat Amanda, het jy yeast by jou nog gegooi? Ja, yeast, gis. Want is kookmeel, gis en water. Ja, ek het presies wat ek gedoen het met my. Maar wij zijn wel zoals frisbees. Hey, what do you say? This whole town could be red by the end of the day. If you feel alright, we could throw it and drive. With the radio up so loud they can hear us from miles. Me and you, nothing to do. These days they come and go. Me and you, nothing to lose. I feel it in my soul. So let's let the good times roll. Down, we'll never come down. When the sun comes up, we'll be feeling how we do right now. My heart's on fire, coming down to the wire. While the world sleeps, we'll keep burning brighter and brighter. Me and you, nothing to do. These days they come and
Ja, so kom alle dinge ook mos maar altyd tot op 'n einde. Ons het die pad terug Kaap toe gevat, agterom via Calitzdorp. Joh, lanklaas deur die dorpie, maar ek moet sê, hy het ook maar 'n bietjie agteruit gegaan, soos baie van die ou Karoo dorpies. Maar net so 5 kilos buite Calitzdorp is hierdie baie oulike plekkie, El Nathan. Doen gerus 'n guns gaan stop, ondersteun hierdie mense. Hulle maak droëvrugte, maak alles met die hand self en al die fondse wat hulle in hierdie gelde gaan direk oor na 'n skooltjie toe wat net langs El Nathan opgerig is. 'n Ou Duitse oomie wat afgekom het en hy het 'n skooltjie begin, is 'n kres voorskool en dan ek dink graad 1 of 2. En hy hardloop alles op sy eie. Hy het geen ondersteuning van die gemeenskap soos die vroutjie wat daar in die winkeltjie werk gesê het nie. En hy doen 'n hartsaak. En behalwe dit nou, hierdie droë vrugte is flippend lekker. Ja, so 'n noot vir koffiestop het ons toe by die plekkie uitgebring. En dit sal nou 'n stop wees wat ons altyd verby sal gaan. En kudos vir die dametjie agter die toonbank. Sy was nou regtig waar hartsvriendelik geweest. Soos jy in die Karoo kry. En net so 'n synota. Vir die wat so 'n bietjie sukkel met so 'n bietjie hartluiwigheid, hier is natuurlik 'n baie goeie natuurlike produk om jou op jou pad vorentoe te help. Nou ja, daardie April vakansietjie ook se April gesien. As alles mooi afloop, is ek volgende maand by die Fish River Canyon. Gaan hom 'n bietjie stap, ook my eerste. Ons sou Julie gaan stap het, nou ja, toe die rivier mos bietjie verspoel. So met die volgende episode, en as jy al ooit daaraan gedink het om die canyon te gaan stap, soos ek sê, dis vir my eerste, ek bring vir julle my ervarings deur. My co-pilot, sy het net gesê, gaan scout jy jou maar. Dink jy ons kan met die wa daar afgaan en 'n groot tent daar opslaan nie. Jy mag grafie vat en gate grawe en rivierwater drink. So dit gaan 'n uitdaging wees. Ja, as die Here se wil is, sal ons hierdie natuur gaan meemaak en sal ek vir julle 'n bietjie terugvoer gee. Tot met die volgende een. Hallo julle, so toer ons.